'n hartlike goeiemôre. Dis so wonderlik om saam met u net te kan wees vanoggend. En so in die teenwoordigheid van ons koning Jesus, van ons Vader en die Heilige Gees wat in ons woon. En net in hierdie afhanklikheid te kom en sê, Vader, ons lewens is leeg en niks sonder u. Ons het niks behalwe dit wat hy vir ons gee. En in daai vryheid en afhanklikheid kan ons wandel. Ons het gister bietjie manne bymekaar gehad. Ek sien, waar is die manne wat gister hier was? Waai gou vir my. Daar sy. Nee, ons glo en vertrou dat die Here besig is om ons harte ook bietjie te roer en dit wat in sy hart is, ook vir ons hier in die gemeente. En dit is so belangrik dat elke plek, die jong mense, die dames, die manne, ons as gesinne, ons plek inneem in Christus wat hy vir ons voorberei het. Ons lewe so baie maklik volgens die wêreld en die wêreld se standaard. En maar waar die Here ons besig is om net op te roep en sê, neem in jou plek. Neem in jou plek wat ek vir jou voorberei. Daar's meer. Kom staan in dit wat Helen ook vir ons gesê het vanoggend, in die volheid van Christus. Ons gaan juis daarna kyk vanoggend. So vanoggend gaan ons aan met Efesiërs 3. Oeps, ek is alweer. Sê. Paulus se gebed. Die onsigbare stryd. Gebed, krag en owerhede. Hierdie onsigbare stryd waarin ons osself bevind. Ek dink baie keer voel ek, dis so 'n bietjie unfair advantage wat die vyand het. Hy sien alles en ek is beperk. Ek sien net dit wat ek met my oë kan sien. En die res moet ek die Here vertrou. Sy woord, sy gees, dit wat hy vir my skryf, dit wat hy openbaar deur broers en susters in Christus, en ek moet hom vertrou. En in geloof wandel, dit wat hy vir ons sê, om in te wandel. Baie keer probeer ek dinge goed uitredeneer, want ek kan nie sien nie. Ek kan nie sien wat hy sien nie. Dis die Here, dit voel vir my so 'n bietjie dis onregverdig. Al wat sê my kind, bly by my. Stick with me. Doen wat ek jou vra om te doen. Maar Here sê, my kind, jy hoef nie bekommerd te wees oor hierdie goed nie. Bly by my. En dis waar ons hierdie hele Efesiërs mee gewerk het. Efesiërs 1, identiteit in Christus. Wie is ek in Jesus? In Jesus, in Jesus, in Jesus. Daai eerste lied gesing het, in Jesus. In Christus. Ek persoonlik dink die Here wil nie gehad het ons moes al hierdie goeders geweet het nie. Net hom, om hom te ken en om saam met hom te wandel in daai afhanklikheid en gehoorsaamheid. Maar ek is die hele tyd in die pad van my eie pad. Maar wat as? Maar sê nou. En al hierdie goedertjies wat insluip en die Here sê, vertrou my. Wandel met my. Ken my. Efesiërs 3 vers 10 wat ons verlede keer oor gepraat het, dis die alomvattende volheid van wie hy is, die veelvuldige menigte, en dit is soos 'n lig wat skyn in 'n diamant, hierdie veelkleurige wysheid van God, waarin ons wandel. God se wysheid is 'n oneindige diepte en verskeidenheid, dat dit nou geopenbaar kan word. En ons gaan vandag verder in Efesiërs 3, en ons gaan 'n bietjie stil staan by Paulus se gebed vandag, maar kom ons werk net weer deur Efesiërs 3, ons lees dit net weer saam. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word. Hierdie magtige wysheid, insig van God, laat hy deur die kerk, deur jou en my. Wat is hierdie wysheid? Is om God te ken en om in sy afhanklikheid te leef. Jou posisie in Christus te ken, jou identiteit, jou autoriteit as 'n kind van God. Ek praat nie van autoriteit waar jy hier in gebied in te kere gaan, waar jy dink jy's die kat se snor nie. Nee.
Ek praat van waar ons in afhanklikheid in ons Vader kan staan en sê, maar dis wie ek is. Ek is sy kind. Ek wil hê jy moet daai kind, en dit word deur die kerk bekend laat word. Dis ek en u. Aan elke mag en gesag in die hemelruim, ons sien hulle nie eers nie. Maar wanneer ek en u ons plek inneem, as kind van die lewe God, beweeg die dinge in die geestelike realm, waarvan ons nie eers weet nie. Soos hy hom van ewigheid al voorgenem het, om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring, in ons verborgenheid met hom, en deur ons geloof in hom, kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God toe gaan. Ons het verlede week gesien, met Jesus se opstanding, die voorhangsel wat geskeur het, die gerubs wat in die tuin van Eden geplaas is, en die gerubs wat weer opgewerk is op daai voorhangsel, en daai voorhangsel het geskeur, en die teken van die gerubs is selfs weggevat. En ons kan ingaan met vrymoedigheid deur Jesus Christus na ons Vader toe. Daarom bid ek, dat julle nie moedeloos moet word, omdat ek in julle ontwil ly nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. En hier gaan Paulus weer in 'n gebed vir die Efesiërs. Nou, Paulus is besig om te skryf 'n brief aan die Efesiërs. En hier kom 'n swaai. Want 'n gebed is tussen my en my Vader. Baie keer as ek na 'n gebed ingaan, dan voel ek hy sit voor my. En ek is besig om met Jesus te praat. En ek voel ek moet net stil wees, dat ek dit kan hoor, wat sê hy vir my? En hier, van hier af wat Paulus nou hier praat, wil ek hê, jy moet baie mooi verstaan. Paulus laat ons nou in sy binnekamer, waar hy nou so met Vader gesels. En hy is besig om iets te ontsluit nou, vir ons. Want nou werk hy so, en nie net meer so nie. En hier kom 'n nuwe dinamika en 'n nuwe ontsluiting in hierdie gebed. Paulus is besig om so te gesels met die Vader, en hy is so besig om te gesels met ons. En hy skryf dit neer. Hoeveel van u skryf u gebede neer, laat ander mense dit kan lees? Dis persoonlik. Party van u wil nie eers hardop bid nie. As jy sê bid, nee, dit is persoonlik. Dis intiem. Maar dis waar ons harte openbaar. En Paulus skryf: Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, sien hom, aan wie die hele gemeenskap van die gelowiges in die hemele en op aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Die Heilige Gees, die krag wat ons nodig het om innerlik sterk te word, om te weet wie jy is. Dat Christus deur die geloof, dis weer eens daai om in afhanklikheid, geloof is om gehoorsaam te wees aan sy woord en dit te doen, in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Sy liefde. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Jesus Christus is. Dat ons dit snap. Paulus het iets in die gees beleef. Hy sit in die tronk en hy skryf van hierdie liefde van Christus wat hom dring. Hy kan nie anders nie. Hy sê dat ons begryp. Dis 'n begrip. Dit is nie net 'n emosie nie. Dis 'n wete dat ek weet. Hoor wat skryf hierso.
ongeag die situasie, hoe wyd, hoe ver, hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus Jesus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal, dis presies wat Helen vanoggend gesê het, vervul word met die volheid van God. Dit is soos 'n dat ons vervul kan word met die volheid van God. Paulus, weet jy wat jy hier bid? Weet jy wat jy hier vir ons sê? Hoe is dit ooit moontlik om Paulus, weet jy wat hier skryf? En hy sê van Johan, jy begryp dit nie. Jy weet nie hoe diep, hoe wyd. Hoe wyd, hoe ver, hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus Jesus strek nie. Dat ons vervul sal word met die volheid van God. Nie my idees, my agendas, my planne in God se koninkryk nie. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, daai krag is hy dunamis krag. It's the power of the Holy Spirit in us. Magtig is om oneindiglik meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk. Die eer in die kerk. Deur ons verbondenheid, ons eenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte, van generasie na generasie na generasie, tot in alle ewigheid. Amen. Paulus kom en sê, weet jy hoe diep, hoe wyd, hoe groot die liefde van Jesus Christus vir jou is? Begryp jy dit? Kan jy in daai oorwinning en dankbaarheid leef? Paulus kom in hierdie gebed wat hy gee. En hy kom onderrig ons. Want hy praat van ons denke, ons posisie, ons autoriteit, ons afhanklikheid. Hy kom onderrig ons, hy spoor ons aan tot geestelike groei. Hy gee voorbeeld van voorbidding en intersessie. Ons dink baie keer intersessie is om duiwels rond te jaag. Ons het nie nodig om dit te doen nie. In ons aanbidding en bidding tot God, ontsluit hy goeders en ons kan sien wat hy sien. En wanneer Jesus opdaag, vlug enige ding wat nie daar hoort nie. En hy daag op deur u en my. Jesus Christus in jou. Die volheid van God. Is dit arrogant om dit te sê? Nee, dit maak my dat ek nie wil opstaan van my knieë af nie. Sê Vader, dat u ons uitkies om in ons te woon. Wat beteken is as ons sê die Heilige Gees woon in nie? Is dit nie dit nie? Beklemtoon van hierdie waarheid van God se teenwoordigheid. Paulus skryf uit 'n plek uit. Hy sit in die tronk, maar hy sit saam met Christus in die hemele
Dis waar sy posisie is. Efesiërs 1 het ons dit so gelees. I'm seated with Christ in the heavenly places. Dis wie ek is. My omstandighede lyk dalk baie vreemd en ek word gechallenge op, maar wie is ek? Vader, ek is u kind. U volheid woon in my. En dit vul my met verwondering. Ek wil die gedagtenis 'n bietjie swaai. En ek wil werk rondom gebed verder. Ons gaan so 'n klein videoetjie net van 'n minuut kyk, minuut paar sekondes. Oor die impak van gebed en die worstelstryd wat aan die gang is om gebed stil te maak op hierdie stadium in die wêreld. Kom ons kyk gou-gou. This can't be real. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. The government urged readers to report any fellow citizens suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. Dit is die realiteit. Nou die mense wat hierdie wette en goeders oprig op hierdie stadium is ongelowiges. Dit is mense wat hulle reageer net op iets of iemand. In die afgelope tyd, die paar jaar wat verby is, die Verenigde Koninkryk, Engeland, Wales, Skotland, die hele Europese Unie, is daar 'n groot skuif op hierdie stadium wat aan die gang is om hierdie bufferzone waarvan hy nou gepraat het, in Engeland is 150 meter rondom 'n aborsiekliniek, mag niemand gaan staan en bid nie. Jy mag nie net daar staan op die sypaadjie en bid nie, want dis intimiderend. Jy intimideer die mense wat soontoe wil gaan. As jou huis in Skotland is dit 200 meter. Dit is die wetgewing wat op die tafel lê op hierdie stadium. Dat jy nie eers in jou huis mag 'n stil gebed doen nie. Nou, hoor dit hierso. Konstitusioneel in Skotland se Groen Party LP erken die uitvoerende gebed, selfs binne jou huis, as dit sigbaar is vir die publiek, as onwettig beskou kan word, aanhangende van wie dit sien en hoe dit geïnterpreteer word. Afhangend wie dit sien, dit laat my so dink aan die verhaal van Daniël, wat hulle regtig uitgegaan het om hom stil te maak. Jy mag nie in 'n bufferzone van 200 meter wees en in jou eie huis bid nie. As dit verkeerd interpreteer kan word. In 'n kerk, as hulle uitvind ons bid vir dit. Dit is die wetgewing. Kan dit geïnterpreteer word van jy wil inmeng. En die mense kan dit nie toelaat nie. Gebed is die kragtige wapen wat God vir ons gee sodat dinge kan verander in die geestelike realm. Hierdie mense is nie boos nie. Hulle is blind. Maar hulle luister na iemand, ons het in Efesiërs 2 gelees,
Ons was voorheen daar waar ons geluister het na hy wat in die duister is, maar nou luister ons na God. En wanneer jy bid, wanneer jy hier sit en jy spreek hierdie goeders aan, gebeur die dinge in die geestelike realm. Hierdie is 'n duidelike teken van gebed is besig om die geestelike realm in Skotland, Engeland, Wallis omver te begin werp. Prayer is rising. Children of God is standing up and the spiritual realm is resisting. En dis die manier hoe hy dit teestaan. He wants to silence. Even silent prayer. Eerens is die kerk besig om te bid. Eerens is die kerk besig om saam te staan. Waar twee saam staan. And they agree what God has given unto them. Hulle staan saam en hulle is in eenheid wat God vir hulle gesê het. Niks kan daarvoor staan nie. Eerens is die kerk besig om op te staan en hulle is besig om te bid, God se aangesig te soek en dit is 'n duidelike teken dat eerens die vyand besig is om grond te verloor. Dis waarom nou al 'n 200 meter bufferzone rondom 'n aborsiekliniek opbou. 200 meter. 200 meter is te min. Want ons sit hier and we can make havoc in the spiritual realm there just by worshiping God. Waar ons net op ons knieë gaan en God aanbid en ons afhanklikheid van hom wees en die dinge gebeur. Die dinge gebeur in ons dorp wanneer u twee bymekaar kom en u bid vir die veiligheid van die ouens op die hawe. Dat daar vis sal wees. Dat daar amper sê ek oeste sal wees. Die dames wat in gevangenskap is hierso in ons hawe. Waar ons bid dat hulle oë sal oopgaan en hulle lewens sal aangeraak word. Dis ons Vader se hart. Vryheid. Wanneer ons hoor wat hy vir ons sê, dan gebeur die dinge. Die tweede ding is eintlik, hulle noem dit omkeringsterapie of bekeringsterapie. Waar jy nie mag meer in Skotland, weer eens, Engeland, al die plekke in Amerika, is dit so op die backburner, maar hy's daar, in Europa, al die lande, dat as jy vir iemand bid, wat homself wil omkeer, so wat hulle dit noem, conversion therapy, iemand wat sê, ek is nie homoseksueel nie, ek is 'n kind van die lewende God, dan kan jy toegesluit word, want jy mag nie interfereer in iemand anders se lewens nie. Maar ek mag vir jou sê, jy is gay en jy kan maak wat jy wil. Maar ek mag net nie saam met jou bid nie, dit is op die tafel op hierdie oomblik. Want die vyand se planne word omvergewerp, want die kerk is besig om te bid en hulle plek in te neem. Ons moet weet, mense, ons bid vanuit 'n posisie van oorwinning, nie uit 'n posisie van nederlaag nie. 'n Kind van God het in 'n posisie gekom in Christus, and you are praying from that place. Seated in heavenly places, om in jou sitplek in te neem in Christus Jesus. Ons bid nie uit 'n plek van, ag, arme ek, Here, wees my genadig, Here, ek is so swak, ek is so nietig. Nee. Jy en ek is 'n kind van die lewende God, sê, Vader, hierdie ding wat nou na my huis toe gekom het, die ding wat nou na my lewe toe gekom het, ek verstaan dit nie, maar ek vertrou u volkome, want u woord sê, alles werk ten goeie mee vir hulle wat in Christus Jesus is. Ek is u kind, ek is u kind, ek is u kind, en hierdie ding wat nou na my huis toe gekom het, Vader, wys my, hoe gaan ons hom oorwin? Hoe staan ek in hierdie posisie? Die volheid van God in my. Paulus skryf dat ons begrip het vir dit.
Dat ek kan weet, dat ek weet. Dit is nie emosionele ding, vandag is ek daar en môre is ek daar nie. Daar's baie dinge wat in die mense se lewens gebeur en wat in die wêreld aan die gang is. In hierdie onsigbare stryd waarvan Paulus skryf in Efesiërs 14 vers 21 en dan ook 1 vers 15 tot 23. Gebed is 'n poort na openbaring. Efesiërs 1 vers 17 tot 18 skryf hy daarsom. Paulus bid vir die eerste nie vir wonderwerke nie, maar vir oë om oop te gaan, dat die God van ons Here Jesus Christus aan julle die gees van wysheid en openbaring mag gee. Dat ons dit kan ken. Wanneer ons bid, dan kry ons hemelse perspektief. Die tweede een daarso, gebed ontsluit die krag, God se krag in ons. Daai Efesiërs 3 vers 16 tot 17, dat hy aan julle mag gee, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Gebed is nie 'n manipulasie nie. Dis 'n plek van oorwinning, dis 'n plek van uitvoering, God se planne in ons lewens. Ons gebed het so geword. Ek dink nie ek het 'n woord vir hom nou op die oomblik nie. Here, dankie vir die kos. Amen. Here, gaan met die man op die grens as hy nog is. Amen. Father, I pray today for my daughter and my son as they go to that school. Vader, dat hulle in die oorwinnende krag van U sal wandel. Ontsluit U plan en U droom vir hulle. Dat hulle kan sien wat U vir hulle het. Vader, hierdie ding wat oor my uitgespreek is. Vader, ek weet ek is U kind en ek leef in U oorwinning. Vader, ek weet nie hoe gaan ek hierdie situasie by my werk op die oomblik hanteer nie. Geef my die wysheid. Hierdie situasie en die krisis in my familie. Vader, ek kom in diepe afhanklikheid na U toe. Maak my oë oop dat ek kan sien wat hier aan die gang is. Help my om ons gebed is uit 'n posisie en 'n plek van oorwinning. Nie van verslaandheid nie. Want ons is in Christus. Die liefde wat hy vir ons het, is dieper en wyer as wat ons ooit kan hoop of dink of kan verstaan. Sit U met 'n moeilike krisis op die stadium in U lewe en ek kan omtrent sê ons almal se hande gaan opgaan. Party kom uit 'n krisis en party is besig om hom in te beweeg. Van die vyand, hy wil jou nie los nie. As hy ons kan laat twyfel in God se liefde, die wydheid, die grootheid, die almag van God, dan het hy ons. Die owerhede vrees vir ander mense. Veranderde mense. Daai Efesiërs 3 vers 10. Waar hy sê, sodat ons deur die gemeente aan die owerhede en magte die veelvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Die veelvuldige wysheid. Wanneer ons in daai afhanklikheid van ons Vader leef, en asseblief mense, dis nooit in 'n posisie van pride nie, van arrogansie. I have arrived. Never, ever, ever, ever. God se koninkryk is nie in 'n plek van arrogansie nie. Dis 'n plek van die kerk op sy knieë. En dit gee vir ons krag. Want God se gees in ons, in hom, met hom. Die kerk moet aanhou kniel. Efesiërs 3 vanaf vers 14 tot 21. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader. Hierdie diepe wortel van liefde wat Paulus hier beskryf. Dis wie ons is. Hierdie oortuiging.
hierdie oortuiging, hierdie wete. Ek wil afsluit vir oggend, om hierdie net weer saam met u te lees. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van die gelowiges in die hemele en op aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof weer eens om in dit wat hy vir ons sê, ons dit doen, in julle harte sal woon, dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd, hoe ver, hoe hoog, hoe diep die liefde van die Christus Jesus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om eindig meer te doen as wat ons dink en bid. As ons in afhanklikheid van God leef, hierdie kry sy gestalte. Magtig is om eindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Musiekspan, julle kan vorentoe kom. Ek wil vir oggend vir u vra, waar beleef u dat daar druk op jou geplaas word? Baie keer gebeur dit, dat jy begin agterkom, maar dinge is besig om diep skeef te loop nou. Iemand stamp jou. Jou finansies werk nie uit nie. Ewe skielik word daar gedreineer op 'n vlak, op 'n plek. Ons moet wakker wees vir die goeters. Want heel eers gee ons God skuld. Here, ek dag dan nou. Hy sê, what's happening here? Sê, Vader, ek as u kind, kom staan vandag voor u. Wys vir my, as die vyand hier op enige manier kom probeer steel en slag en te verwoes, in die naam van Jesus, ek weet wie ek is. Dankie vir u beskerming, dankie vir u teenwoordigheid, hierdie aanslag op ons lewe, in die naam van Jesus, ons sal nie vir dit staan nie. U is die weg, die waarheid en die lewe. Vader, dankie vir die uitkoms, wat u vir ons gee, en leef in hy oorwinning. Ek wil u uitnooi vir oggend. Kom ons staan net saam, net vir 'n oomblik. Helen, jy kan ons net so 'n noot gee daar, so asseblief voor ons die laaste lied sing. Vader, vir oggend, ons as u kerk, staan voor u. Met ons harte gerig na u. Daar's niemand anders as u nie, Here Jesus. Jesus, ons lewende water. Jesus, ons bron van hoop. Jesus, ons krag. Jesus, 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 Jesus. U wat die prys vir ons betaal het, dat ons saam met hulle wat voor ons al weg is, in u oorwinning kan leef. Ons kom en ons neem ons plek in oorwinning, en Vader, ek kom spreek elke siekte aan wat op die stadium ons mense aanval. Vader, dat u deur die Heilige Gees hierdie siekte situasies sal verwyder. Ons liggame is die tempel van u Heilige Gees. En Vader, daarom kom ons en ons vra, elke siekte, elke kwaal, elke ding wat in ons liggame wil kom huisves, jy's nie welkom in die naam van Jesus Christus. Bind ons die werke van die vyand op daai manier. En spreek genesing deur die Heilige Gees, deur Jesus Christus aan elkeen vanoggend. Ons spreek elke kanker, elke virus, elke kiem wat homself wil kom plak aan ons. In die naam van Jesus
wees genees. Jesus, genees u kerk. Liggaam, siel en gees. Liggaam, siel en gees. Asseblief koning Jesus. In u oorwinning, in u krag, in u mag, in u liefde. Die situasies waar die mense nie werk het nie, waar hulle finansies gesteel word, Vader, ons bid Vader vir die geopenbaring deur u krag, dat hierdie goeders, die ongelukke, Vader, maak ons so oop, dat ons kan sien, en dat ons in die oorwinning kan leef. Ek bid vir daai innerlike krag van elkeen van ons, Vader, deur u Heilige Gees wat in ons woon, that we will not go back, but we will walk forward with you. Vader, dat ons sal vorentoe stap saam met u en die plek inneem wat u vir ons gegee het. Ek bid vir elkeen wat hulle plek nog moet inneem, in hulle werksituasies, in hulle huissituasies, die innerlike krag en die oop oë, dat ons kan sien, om saam met u te wandel. Mag u verheerlik word in u kerk, mag u verheerlik word in ons huise, mag u verheerlik word in ons individuele lewens, van geslag tot geslag, in Jesus naam, amen.